Baie welkom by ons eerste tekkiesdiens vir 2026. Kan julle glo, Januarie is al amper agter die rug en ek hoop dit gaan regtig goed met elkeen van julle daar by die skool. Dit was mos nou klere, atletiek en swem, galas en al hierdie goeders gewees en ek hoop regtig julle het sommer lekker 'n baie goeie tyd daar by die skool gehad. As jy verjaar het in hierdie laaste week, wil ons vir jou sê baie geluk met jou verjaarsdag en ons hoop regtig dit gaan 'n mooi jaar vir jou en vir jou gesin wees en mag jy ook die Here se genade beleef in hierdie tyd. Ek wil gou vir julle net so 2 afkondigings uitlig. Die eerste een is ons kategese se registrasie. Natuurlik het ons nou laas Sondag al met dit afgeskop en ons wil graag nog tot aan einde Januarie kans gee dat ons die meeste van julle in ons kategese groepe kan kry en dit beteken jy moet vir ons kom registreer en sodat jy ook 'n boek kan kry en jy kan inskakel en dat jy saam met ons hierdie pad kan stap ook vir die jaar. So asseblief maak seker voor einde Januarie dat jy reg is daarvoor. Ons wil graag die 1 Februarie wil ons afskop met ons kategese in ons klasse. Dan ons klein groepe, ons wil julle graag uitnooi om by 'n klein groep in te skakel. Ons gaan van die 8 Februarie af vir 6 weke gaan ons lekker spesifieke fokus hê in ons klein groepe ons noem dit 40 dae fokus en die idee is dat jy vir daai 40 dae ook in 'n groep inskakel en saam met 'n groep mense en vriende en so aan kan jy dan 'n lekker pad ook stap en ons gaan in ons eredienste ook oor daai selfde tema spreek. So kom gee asseblief jou naam op by die kantoor of jy kan sommer net bel en sê maar ons en 'n paar vriende van ons stel graag belang om ook in 'n klein groep te wees. Ons plaas jou dan in 'n groep ook as jy nie weet waar in 'n groep jy kan inpas nie, volgens jou profiel en jou kinders se ouderdom en so aan ook. So ons wil jou graag uitnooi, asseblief kom wees deel van ons klein groepe. En daarmee wil ek vir jou ook groet in die naam van die Here Jesus Christus, in die naam van God die Vader, in die naam van die Heilige Gees. Mag jy en jou gesin ook vandag sy teenwoordigheid en sy leiding en sy vrede beleef. Baie welkom by ons. Julle kom, ons gaan lekker saam sing en die kinders en ouers, julle ook. Julle is baie meer as welkom om ook die bewegings saam met ons te doen in hierdie volgende 2 liedjies. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer
soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 Julle het ook nou geleentheid om die Here te dien met jou dankoffer. Ons wil julle graag ook net herinner, dit is nog ons 10de maand dankoffer seisoen tot en met einde Februarie. En ons het ook 'n target gestel en ons is nog 'n hele entjie van daai target af. Daarom vra ons net dat as die Here dit ook op jou hart druk om ook jou 10de te kan gee voor die einde van Februarie, sodat ons daai target kan haal, dan sal ons dit regtig baie waardeer, sodat die boeke ook hier by die gemeente kan klop en sodat ons ook die werk van die Here kan doen in ons bedienings en dit wat gebeur in hierdie gemeente wat vir die jaar voorlê. So baie dankie dat jy ook jou dankoffer op enige van hierdie volgende maniere vir ons kan gee. Julle, ons het verlede week by ons afskopdiens van hierdie kwartaal in die kerk, het ons, as jy nie daai video gekyk het nie, is jy welkom ook om dit te kyk. Dit was die 18de Januarie se diens. Maar ons het so as inleiding gesê van die brief van Paulus daar in 1 Korintiërs 1, dat Paulus, voordat hy met die gemeente daar in Korinte praat oor 'n klomp uitdagings en spanning wat beleef het wat die gemeente beleef het, het hy hulle teruggevat na God toe. Hy het hulle gaan herinner aan wie hulle in Christus is. En in hulle identiteit in Christus, want as hulle dit besef, wie hulle is in Christus, en dat God hulle gered het, en dat God hulle vir hulle genadig is, en vir hulle graag sy vrede wil gee, as hulle dit besef, dan gaan dit vir hulle help, om die uitdagings wat hulle in die gemeente beleef, om daarmee te kan deel, en dit te kan hanteer. En nou, in hierdie stukkie wat ons nou gaan lees, is net van vers 10 af verder, wil Paulus vir hulle nou so 'n bietjie aanspreek oor 'n paar van hierdie probleme. So ons storie van vandag gaan oor iets wat Paulus gesê het vir Jesus se volgelinge daar in Korinte. Paulus het na baie dorpies toe gegaan. En daar het hy gemeentes gestig en hy het vriende gemaak, maar hy het ook mense gehelp om vir mekaar vriende te wees. En ek dink dit is mos waaroor gemeente ook gaan, gemeente wees gaan, né? Is om te sê, maar ek wil graag deel wees van 'n gemeente, want dis waar ek vriende ontmoet, dis waar ek 'n pad kan stap saam met ander mense wat ook soos ek in Jesus glo. En Paulus het dit baie goed reg gekry om nie net self vriende te wees vir gemeentes nie, maar ook hulle te help, sodat hulle vir mekaar kan sorg en vir mekaar kan vriende wees. Maar julle, selfs die beste vriende sit baie keer vas, nê. Selfs die beste vriende beklei bietjie baie keer onder mekaar, nê. En toe sommige mense in hierdie gemeente in Korinte begin stry het oor spesifiek wie hulle moet volg, het Paulus ingespring om vir hulle te help. En Paulus het die mense daaraan herinner dat ons almal eintlik net een ware leier het. En hierdie leier is Jesus Christus. En dit het hulle gehelp om vrede weer te bring tussen die mense daarso in die gemeente in Korinte. So kom ons lees dit saam in 1 Korintiërs 1 van vers 10 af. Paulus sê daarso: ek doen 'n beroep op julle almal
broers en dan susters, in die naam van ons Here Jesus Christus. So hy doen nie die beroep in sy eie naam, hy Paulus nie, maar hy doen die beroep op grond van die naam van Jesus Christus. Okay. En die beroep is om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging, sê hy. Ek sê dit, my broers, omdat van Chloe se mense, en so daar's 'n storie wat versprei het oor dit wat in hierdie gemeente op daai plek in Korinthe aan die gang was. En hierdie storie het gesê dat daar onenigheid onder julle is. Daarmee bedoel ek dat een sê ek is vir Paulus of ek hou meer van Paulus en ek volg dit wat Paulus sê, en die ander een sê ek is vir Apollos en ek hou van dit wat Apollos sê, en die ander een sê ek is weer vir Cephas. Nou Cephas is mos 'n Petrus, nê? Ek is vir Cephas, en een sê ek is vir Christus. En nou vra Paulus hierdie vraag in vers 13. Is Christus, is Jesus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Niemand kan dus sê dat julle in my naam gedoop is nie. Nee, ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop, maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie, die goeie nuus te verkondig, en dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Nou ek wil gou-gou vir julle vra, praat gou 'n bietjie met mekaar daar, julle kan die video pause, en dan gesels hulle met mekaar, hoe voel dit as mense beklei? Dink gou-gou, in hierdie week wat verby is, miskien daar op die skoolgrond, miskien daar so by die werk, miskien het jy daar in die mall gestap en jy het gesien, iemand het beklei. Hoe het dit jou laat voel, toe jy gesien het, mense stry en beklei onder mekaar? Julle kan gou die video pause en dan gesels julle daaroor. Nou ek hoop julle het sommer lekker gesels, en natuurlik is dit mos nie lekker om te sien mense beklei en mense stry en daar's onenigheid nie en daar's verdeeldheid nie. Die een dink so en die ander een dink so en almal stry en beklei oor wie is nou reg en wie is nou verkeerd. Dit is mos nou nie lekker nie. Nou wil ek julle moet gou-gou met mekaar praat oor hoe voel dit wanneer daar eensgesindheid is. Wanneer mense saamstem, wanneer jy daar pouse op die skoolgrond is en almal speel sommer net regtig lekker saam, julle gel, of dink aan daai lekker wedstryd wat jy gespeel het. Miskien was dit 'n goeie rugby game of 'n goeie netbalwedstryd of 'n goeie hokkiewedstryd waar almal net regtig lekker saam gespeel het. En julle het almal julle beste gegee en dit was net lekker. Praat gou met mekaar. Hoe voel dit wanneer daar eensgesindheid is? Nou julle, wanneer mense oor iets verskil, dan noem ons dit konflik. En soms verskil mense van mekaar oor goed wat regtig saak maak, wat regtig belangrik is om oor te verskil, en wat reg en verkeerd is, dit is so, maar soms julle verskil mense oor nonsens, oor goed wat regtig nie belangrik is nie, oor goed wat nie regtig saak maak nie. Jesus julle het ons een familie gemaak. Al is ons verskillend, kan ons almal steeds in hom glo en hom volg. Konflik julle gebeur baie keer. En ons kan nie altyd eerste in die ry wees nie, of die grootste koekie kry wat daar in die blik is, of met die speelding speel wat ons graag eerste wil hê nie. En ek wil gou hê om dit wat Paulus vir ons in hierdie stukkie probeer verduidelik, wil ek dit vir ons op 'n baie mooi manier illustreer. So, as jy nou alleen hierdie video kyk, gaan dit nou nie regtig kan help nie. So julle moet nou 'n paar mense wees daarso wat nou saam na hierdie video kyk, nê? So as ek sê 3, ons gaan tot by 3 tel.
En as ek sê 3, dan gaan julle almal saam julle name hardop skree. OK, hardop. OK, 1, 2, 3. Dis so 'n bietjie chaos, né? Nee? Want die een skree Pieter en daai een skree Susan en daai een skree dit en daai een skree dat, né? Nee? So jy kan nie regtig lekker hoor nie. OK, so as ek net op by 3 tel, dan wil ek hê jy moet jou gunsteling kleur hardop skree. 1, 2, 3. Dis weer 'n bietjie chaos, né? Nee? Want daai het geskree rooi en geel en blou en pers, so eintlik kan jy nie regtig mooi lekker hoor wat is die ander een se gunsteling kleur nie. Maar nou, as ek tot by 3 tel, dan skree almal saam Jesus. Is julle reg? 1, 2, 3. Jesus. En julle, dis presies wat Paulus hierso bedoel. Wanneer ons Jesus volg, is daar eensgesindheid. Dan stem ons saam. Dan hoor ons mekaar. Dan is daar vrede. Dan is daar harmonie. Maar wanneer die een daai ding doen en daai een is skree dit en daai een en almal beklei en stry, dan is daar nie harmonie nie. Dan is daar nie vrede nie. Dan is daar nie eensgesindheid nie. Dan stem ons nie saam oor die saak nie. Maar julle, dit beteken nou nie ons moet dieselfde wees nie, nê. Om in Jesus te glo beteken nie ons kan maar ons hoef nie van mekaar te verskil nie. Daar's 'n Engelse uitdrukking wat dit so mooi vir my sê en mooi verduidelik. Hulle sê you don't have to think the same to love the same. You don't have to think the same to love the same. Ons gaan van mekaar verskil. Ons hou nie almal van dieselfde goed nie. Maar wanneer ons vir Jesus lief is, wanneer ons vir Jesus volg, julle, dan beteken dit ons kan nie vir altyd en ewig vir mekaar kwaad wees nie. Dan beteken dit ons kan nie van mekaar verskil en maar net aangaan nie. Ons moet met mekaar gesels en omdat ons lief is vir Jesus en omdat ons lief is vir mekaar, beteken dit ons gaan eensgesind wees. Beteken dit ons gaan saam na 'n oplossing soek. En dit beteken ons gaan saam vir Jesus volg. Daar in vers 10 wil ek gou vir ons lees wat sê Paulus. Paulus sê vir ons in vers 10, ek doen 'n beroep op julle in die naam van Jesus om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. En so Paulus sê vir ons daar, ons moet fokus op Jesus, omdat hy die rede is, hoekom ons hier is. Hy is die rede, julle, hoekom julle na hierdie video vanoggend kyk. Hy is die rede, hoekom ons vir mekaar lief is. Hy is die rede, hoekom ons graag vrede tussen mense wil hê. Hoekom ons wil seker maak ons vriendskappe met ander mense is reg en ons doen die regte ding. Hy is die rede. En dis hoekom ons sê ons moet op Jesus fokus. Want as ons op Jesus fokus, beteken dit daar kan nie meer verdeeldheid wees nie. Daar kan nie meer net konflik wees wat onopgelos is nie. Wanneer ons op Jesus fokus, sê ons vir mekaar, maar dan moet ons vir mekaar lief wees. Dan moet ons vir mekaar kan vergewe. Dan moet ons vir mekaar kan sê, ek is jammer ek was so lelik met jou. Ek is jammer ek het so beklei of so gestry met jou. Want ons fokus nou op Jesus. En omdat ons op Jesus fokus, weet ons gaan mekaar kan help daarmee. En dan in vers 11 en 12 sê Paulus daarso vir ons die volgende. Hy sê, ek sê dit my broers, omdat van Chloe se mense my vertel het, dat daar onenigheid onder julle is. Daarmee bedoel ek, die een sê ek is vir Paulus, die ander een sê ek is vir Apollos, die ander een sê ek is vir Cephas, en die ander een sê ek is vir Christus. En dan sê hy, is Christus dan in stukke verdeel? Dit kan mos nie wees nie, nê. En hierso sê Paulus eintlik,
Ons moet net op een leier fokus, en dit is Jesus. En as ons hom volg, dan gaan daar vrede en eensgesindheid onder mekaar wees. So ek wil julle uitnooi en ek wil julle uitdaag en ek weet, hierdie jaar gaan 'n moeilike jaar wees en ons gaan nie deur hierdie jaar gaan sonder dat jy miskien met 'n maatjie gaan beklei of met jou boetie of sussie gaan beklei of mamma en pappa gaan partykeer ook met mekaar vassit of jy gaan dalk met jou baas by die werk vassit of jy gaan dalk nie van 'n juffrou of 'n meneer daar by die skool hou nie of jy gaan dalk van ergens miskien op die rugbyveld of op die netbalbaan of ergens gaan daar iets wees, 'n persoon wees of 'n maatjie wees wat jou gaan omkrap en jy gaan nie daarvan hou nie. En dan moet ons onthou, kom ons fokus op Jesus. Want Jesus is nie verdeeld nie. Jesus bring eensgesindheid. Jesus verander ons harte en verander ons gesindheid. Want wanneer ek op Jesus fokus, dan gaan dit nie meer oor myself nie. Dan gaan dit nie meer oor ek wat moet wen en moet reg wees nie. Dan gaan dit oor die vrede wat daar moet wees. Hierdie verhouding met hierdie maatjie, my verhouding met my boetie, my verhouding met my sussie, my verhouding met my ma en my pa is belangriker as ek wat moet reg wees. Ek wil hê, en dis wat Paulus ook sê hierso, en dis wat Jesus vir ons vandag kom sê, ons verhoudings met mekaar en met ander mense is belangriker as wat ek is. En daarom kom ons fokus hierdie jaar op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Hy is die belangrikste en hy moet die belangrikste in ons lewens wees. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie. Dankie dat ons vanoggend net weer eens kan kom besef, ons moet U alleen volg. Nie ons eie gedagtes en ons eie goeders of ander mense se goed nie. Maar Here, U moet die belangrikste wees. Want Here, daar waar U is en daar waar U liefde is, Here, daar is daar vrede. Daar is daar samehorigheid en eensgesindheid. En ons wil, Here, kom jammer sê ook vanoggend. Jammer, Here, vir die kere wat ons dink alles gaan maar net oor onsself. Alles gaan net oor my. En dit kan nie so wees nie. Here, want die lewe en alles gaan eintlik oor U en oor die mense wat U liefhet. Help ons dan, Here, asseblief om op U te gefokus te bly. Here, en om regtig mooi met mekaar te kan praat en te kan jammer sê wanneer dit nodig is om jammer te sê. Ons wil kom bid, Here, vir ons mammas en ons pappas. Here, mag hulle ook in hulle eie huwelike, mag hulle eensgesind wees. Ons bid vir ons gesinne, Here, daar waar daar dalk miskien verdeeldheid is. Here, wil U weer kom eensgesindheid bring, wil U weer kom harmonie bring, wil U weer kom genesing bring. Here, sodat ons hierdie pad van liefde en van vrede as U kinders, as U huisgesin, as U familie saam kan verder stap. Here, kom hoor ons harte ook vanoggend. Here, en kom raak ons aan met U liefde. Dit kom bid ons net in Jesus Christus se naam. Amen. Mag jy in hierdie week ook God se genade, God se vrede en God se liefde beleef. Ons sien jou weer volgende week.